Okay, julle superkosse vir die wat nog nie weet oor hierdie reeks nie. Ek het besluit om oor superkosse te praat, letterlik net om ons bewus te maak van die wonderlike middels en wonderlike kos wat God geskep het en die eienskappe wat dit het. Ek dink baie keer eet ons nie of ons weet nie van sekere goed nie en dan versuim ons om dit in ons dieet in te werk. Maar soos ek hulle sê, kennis is mag. So as mens kennis het, en jy weet, maar hierdie kry of hierdie spesery het eintlik wonderlike eienskappe, dan is dit soveel meer die moeite werd om dit in jou dieet in te werk en dit net 'n gewoonte te maak. As jy weer sien, eet jy amper al hierdie goeders elke dag en jy dit begin deur te sê, okay, ek gaan blou bessies elke oggend 10 uur eet. En as jy weer sien, eet jy amper net superkosse, as ek dit so kan noem. So met tong in die kies, superkosse is nie eintlik 'n regte term nie. Dis 'n bemarkingsterm wat gebruik word, maar dis eintlik maar net om te sê, as jy hierdie kosse vergelyk met dit wat in fabrieke gemaak word, chemiese goed wat ons eet, is hierdie kos dit wat God gemaak het, is ver bo die standaard van dit wat ons kry op die winkelrakke. So, dis hoekom hulle sê, hierdie is 'n superkos, maar as jy mooi daaraan dink, behoort dit eintlik net die kos te wees wat ons eet. Maar ek dink in gehalte, as jy dit vergelyk met wat beskikbaar is hierdie eintlik superkosse. So ja, dis sommer maar net tong in die kies gesê. Vir die wat nie weet van my platform nie, Back to Eden is geskep met die idee om mense te help om terug te keer in die tuin in, om te leef van dit wat God gemaak het, om in intimiteit met hom te leef, om weer verhouding met hom te hê, om met hom te wandel, soos wat Adam met hom gewandel het, en hom met hom gesels het in die wind, in die briesie, in die aandbries. So, dis die hart van die platform, om ons wel weer terug te vat na basics toe. Ek dink, ons het oor tyd, die mens so slim geraak, dat ons goed so eintlik begin verwrong het, en verander het, en vernuwe het, dat ons eintlik smag daarna, ons wese smag daarna, om weer terug te keer, na die eenvoudige lewe, wat God vir ons bestem. Dit beteken nie, ons almal moet ons werke los, en net in die tuin sit nie, maar ek dink daar's 'n stuk vryheid en vrede wat saam met hom beskore is vir ons, waarop ons uitmis in ons hedendaagse samelewing. So dis die hart, die fisiese aspekte daarvan is om kos te gebruik as medisyne, om krye te gebruik as medisyne, om letterlik van die aarde af te leef, om al hoe meer goedjies wat ons koop wat nie van God afkom nie, ek bedoel wat hy nie gemaak het nie, om dit uit die huis uit te kry en ons kaste te vul met sy goedheid. So dit is die hart van die platform. Indien jy nog nie op my WhatsApp groep is nie, is jy so welkom om hierdie kodekie te scan, en dit sal jou op my groep vat. Ons deel maar brokkies gesondheid daar, en ek deel ook wanneer daar praatjies is. Okay, julle, kom ons spring weg. Turmeric, of borrie, of curcumin, dis waar ons vanaand gesels. Ek het sommer maar net, hoeveel is dit? 5 van die 14 gesondheidsvoordele het ek sommer hier neergeskryf. Die grootste een is maar artritis, daar's baie goeie resultate met artritis, inflammasie, pyn, kanker en diabetes, maar julle sal sien na vanaand, die lysie hou nie hier op nie. So, wat is turmeric of borrie of curcumin? Is dit 3 verskillende speserye? Is dit 3 verskillende konsepte? Kom ons kyk. So kom ons begin by turmeric, die Afrikaans daarvoor is borrie. So turmeric en borrie is presies dieselfde ding. Dis 'n geel spesery, soos meeste van ons weet. Dit word gegroei uit ondergrondse wortels, rhizomes, noem hulle dit. So dit is uit die Curcuma longa, is nou die wetenskaplike of die biologiese naam, plant. En dan kom turmeric uit die gemmerfamilie. So ek het sommer hierdie snaakse prentjie of net 'n tekenprentjie, maar dit is 'n wortel. Turmeric is 'n wortel. So baie interessant, jy kan hierdie wortel rasper as jy hom in die hande kan kry. Ek dink dit is so algemeen beskikbaar soos byvoorbeeld 'n gemmerwortel nie. Jy kan die gemaalde poeier gebruik, wat ons almal ken as die speserye, of jy kan aanvullings gebruik. En dit word nou al vir duisende jare gebruik, julle. Die navorsing is baie duidelik oor turmeric. Daar's al baie navorsing gedoen. En as jy kyk in die Asiese lande, is turmeric iets wat dit is vanselfsprekend dat hulle dit gebruik medisinaal, met medisinale waarde, of met 'n medisinale doel. So, dit word nou al vir baie lank bewys dat dit
werk vir pynbeheer, swelling, vertering, cholesterol en bloedsuikerbeheer. Maar soos julle vanaand sal sien, daar is meer. Hierdie is 'n wonderlike spesery. So wat is curcumin dan, nê? Is dit dieselfde ding? So ek het sommer maar net vir interessantheid hierdie chemiese strukture opgesit vir die wat dit dalk kan interesseer. Curcumin kom voor in turmeric. So curcumin is die aktiewe bestanddeel, kan jy maar sê, van turmeric. Dit is eintlik wat turmeric hierdie wonderlike gesondheidsvoordele gee, is curcumin. So ja, as jy nou gaan kyk na turmeric poeier, met ander woorde die spesery wat ons koop, is daar maar tussen 2 tot 9% curcumin. Dis nie baie nie. So as jy kan dink in 'n opgehoopte teelepel, 'n 5 gram teelepel turmeric, is daar tussen 2 en 9% curcumin. Dit is maar min. So jy sal nou vanaand sien hoe baie curcumin is eintlik nodig vir gesondheidsvoordele. So, dis nou wat ek hier sê, indien daar intense gesondheidsvoordele verlang word, is curcumin aanvullings baie meer effektief as turmeric in kos. Okay, want die persentasie curcumin is baie meer in aanvullings en ek sal julle nou wys hoekom. Maar dit beteken nie dat die poeier nie gesondheidsvoordele het nie. Die feit dat daar wel bietjie curcumin in is, beteken daar is wel gesondheidsvoordele. So gesondheidsvoordele van curcumin, al die navorsing wat ek gekry het die heeltyd gepraat van, hulle het curcumin geïsoleer uit turmeric uit, en dit is die kondisie of die kondisie wat getoets is. So, dis hoekom ek die heeltyd gaan praat van curcumin. Hou in gedagte, curcumin kom voor in turmeric, so dis dieselfde ding waarvan ek praat. Dis net sy biologiese aktief. So die eerste een julle is bloedklonte. Daar's merkwaardige navorsing met curcumin. Curcumin verdun jou bloed. Dit verminder plaatjie aggregasie, met ander woorde hoe die plaatjies aan mekaar plak. Dit verlaag die risiko vir bloedklonte om te vorm. En dan is daar studies wat dui dat curcumin vir mense wat geneigd is om elke nou en dan bloedklonte te kry, mense wat tipies kronies op warfarin is, of nee, selfs al is hulle nie op warfarin nie, net as hulle geneigdheid het tot bloedklonte, is curcumin as 'n daaglikse aanvulling regtig baie voordelig en kan grootendeels baie van die bloedklonte voorkom. So mense wat geneigd is tot vaskulêre tromboses, met ander woorde, bloedklonte in jou bloedvate of in jou bloedvate, dit sal baie voordelig wees as so 'n persoon elke liewe dag curcumin drink. Die volgende een is depressie, julle. Dis baie interessant. Dit kan letterlik jou depressie verminder. So, daar's 'n 2014 studie gedoen met curcumin en fluoxetine. So, mense wat nie weet wat fluoxetine is nie, dit is 'n tipiese antidepressant soos Nuzac. Nuzac is byvoorbeeld fluoxetine. So, wat baie interessant is, hulle het vir 'n gedeelte van die groep het hulle fluoxetine gegee. Hulle het vir 'n gedeelte net curcumin gegee, en dan het hulle vir 'n gedeelte het hulle curcumin en fluoxetine 'n kombinasie van dit gegee. En ek wil net hier seker maak vir 6 weke, nê? En wat hulle bevind het is die groep wat net curcumin gedrink het, sy resultate was presies dieselfde as die mense wat fluoxetine gebruik het. So dis nogals ongelooflik om te dink dit is vergelykbaar met 'n baie potent antidepressant. Dit maak my sommer opgewonde, want dit het nie die neeweffekte van die antidepressant nie, maar dit is tog so kragtig. Dan sal 'n 2020 studie wat gedoen is, hulle het 108 mans het hulle getoets wat depressie het, en hulle het curcumin gevat en vir een gedeelte curcumin gegee, en vir die ander gedeelte van die mans het hulle net 'n placebo gegee. Met ander woorde, dis soos 'n suikertablet, daar's niks aktief in nie. En die mense op curcumin het ervaar dat hulle depressie simptome merkwaardig verlaag is teenoor die placebo. So hy het definitief, dis nie 'n ek hoop ek voel beter, ek dink ek voel beter nie. Daar was duidelike verskil. So ja, weer eens, dis vir my baie opwindend. Weer eens ek sê nie gooi weg jou antidepressant nie, maar ek dink gebruik dit dalk saam met jou antidepressant en kyk of jou simptome nie beter word nie. So dit is nogals vir my baie awesome. Okay, die volgende een is beveg inflammasie. Hierdie is een van die groot voordele van curcumin. So ek wil net vir julle hierdie ook sê, hierdie is ook nogals my merkwaardig. Daar's in 2004 is daar 'n studie gedoen op aspirien, nê, ibuprofen, dit is nou jou gewone Bren of jou Proofens, soos wat almal dit noem. Celecoxib, dit is nou soos jou Arcoxia of jou Exinef. Almal wat al een of ander besering opgedoen het, ken vir Exinef.
Naproxen, dis jou Aleve of Aleve. Diclofenac is Cataflams. Dexamethasone is 'n kortison en curcumin. So ek het maar net die bekendes gevat. Ekskuus, ek wil net hier bysit. Ek het net die bekende anti-inflammatoriese middels gevat. So daar's eintlik 'n hele klompie, ek het almal neergeskryf, maar hulle het hierdie anti-inflammatoriese middels plus hierdie dexamethasone wat 'n kortison is vergelyk met curcumin, nê? En dit is merkwaardig, so hulle het gekyk na die anti-inflammatoriese eienskappe van al hierdie geneesmiddels, met ander woorde die vermoë om selfdeling te keer, so om inflammasie, die selle wat inflammasie het af te druk. En wat hulle bevind het, is van al hierdie, was die geneesmiddels wat die swakste gevaar het, was aspirien en brufen. Dit is my skokkend. En die wat die beste gevaar het, ek wil net vir julle lees, was curcumin, celecoxib, Exinef, tamoxifen, ek het hom nou nie genoem nie, en resveratrol. Dis die 4 wat die beste gevaar het. So curcumin was in die groep van anti-inflammatoriese middels wat die beste gevaar het met anti-inflammatoriese eienskappe. So dink 2 keer as jy weer jou aspirien, onthou hierdie studie. Aspirien was nie baie goed in hierdie studie nie. Hy was die laagste, sy effektiwiteit was die laagste. So gooi dit uit die deur uit en druk eerder net jou curcumin. En dan het hulle ook bewys, ek gaan nou nie in die detail ingaan nie, maar met Alzheimer spesifiek. Alzheimer is maar kroniese inflammasie, en dat dit selfs daai inflammatoriese merkers kan verlaag in Alzheimer pasiënte. So hulle sê maar altyd, ek het vandag daaroor gepraat, dink ek. Hulle sê altyd, hierdie studie bewys dit. Curcumin het potensieel hierdie eienskappe en bla 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 bla. Dis wat die navorsing wys. En dan heel onder sal hulle sê, maar meer navorsing is nodig om dit te bevestig. En dink ek, wat wil ons nou nog bevestig? Die navorsing wys nou ons vir ons. Maar ja, in elk geval, verbeter velgesondheid. Dit is nogals ongelooflik. Dit is as gevolg van die hoë anti-inflammatoriese en antioxidante wat in curcumin is. So gloeiende vel, dit kan jou vel laat gloei. Dit help met wondgenesing, akne, selfs letsels van akne. Mense, jy weet ons partykeer het mense sulke letsels op jou vel van akne of op jou rug of so. Dit kan dit verminder. Verlaag psoriasis flares, so mense wat elke nou en dan kry so opvlam van psoriasis, dit kan die hoeveelheid wat dit gebeur, kan dit verminder. Pruritus, rooi vel en dan sommige velkankers. So hierdie was interessant, hulle het 'n studie gedoen met 814 deelnemers en 97% die deelnemers was mense wat skybies gehad het. Vir die wat julle nie weet nie, skybies is nogals 'n aaklige velkondisie. Dis eintlik in die ou tyd het hulle dit genoem vuilsiekte. Ekskuus, so 97% van die mense het 'n verbetering gekry. Ek wil net eintlik hier lees wat het ek geskryf. So hulle sê 97 van die skybies het opgeklaar. 97% van die skybies van die siekte, die velkondisie het opgeklaar in 3 tot 15 dae. So dis nogals merkwaardig. Dis net baie belangrik, toets eers, hulle sê mens altyd doen 'n patch test. So toets eers op jou vel of kan jou vel hierdie turmeriek handhaaf of dit hanteer. Hulle sê dit jy behoort nie, as jy allergies is, dan dit behoort nie 'n groot reaksie te wees nie, dit behoort net bietjie rooi te wees, maar meeste mense sal goed doen met so 'n turmeriek masker, vir jou vel, kan baie, baie goed wees. Dan artritis. So dis as gevolg van die sterk anti-inflammatoriese eienskappe, weer eens, en pynstillende eienskappe van turmeriek of curcumin. So daar was 'n studie gedoen, ek wil net kyk of het ek meer, 'n studie gedoen met 45 reumatoïde artritis pasiënte. So dit is as jy 'n outoimmuun siekte het, waar jy konstant pyn in sekere ledemate het. So dit is soos 'n konstante inflammasie in jou ledemate. Dit is regtig nie aangenaam nie. Party mense kan nie eens uit die bed uit opstaan nie. So dit 45 van hierdie pasiënte getoets. En hulle het vir een groep het hulle weer eens curcumin gegee, een groep het hulle diclofenac gegee, wat tipies nou jou Cataflams is, en dan 'n ander groep het hulle 'n kombinasie van die twee gegee. So curcumin het ver verhewe bo diclofenac uitslag getoon, as ook daar was geen neeweffekte nie, né? Diclofenac kan jou maag mos maar lekker brand, en net jou maag heeltemal omkrap. So om te dink jy het beter eienskappe of beter werking as diclofenac. My sit sonder die neeweffekte. Weer eens net vir my wonderlik. Dit voel vir my
turmeriek kry nie genoeg ligtyd nie. Ons moet meer oor turmeriek gesels. So ja, kanker voorkomend en behandelend. Julle is so van alle eienskappe, nou ek sê ons heeltyd nou anti-inflammatories is wat so, alles klink omtrent asof dit is as gevolg van die anti-inflammatoriese eienskappe, maar van alles van curcumin wat al getoets is kanker, soos die effek wat curcumin op kanker het, is die beste en die meeste nagevors. So ja, daar's redelike goeie resultaat of goeie hoeveelheid navorsing rondom kankerbehandeling en curcumin. So die beste resultate met curcumin is op prostaat, pankreas, bors en velkankers. So dit voorkom die groei van kanker en dit maak kankerselle dood, wat ongelooflik is. So dan was daar 'n 2017 Baylor Scott and White Research Institute, 'n studie wat hulle gedoen het, en hulle het gevind dat curcumin kan dalk die aggressiewe chemoweerstandigheid in PDAC breek. Dit is 'n tipe kanker, dit is 'n aggressiewe pankreaskanker, waar die kanker reageer nie so goed op die chemo nie. En dit is half asof die kanker is weerstandig, soos wat ons antibiotika weerstandigheid kry, is die kanker al weerstandig teen die chemo, en turmeriek kan daai weerstandigheid moontlik breek. So dit is nogals ongelooflik. Kyk, diabetes, julle, die lysie raak net al hoe beter, of dit voel net vir my, is al iets wat turmeriek nie kan doen nie. So 2009 studie het hulle gevind, curcumin is 400 keer meer effektief as metformin. Metformin is 'n algemene diabetes mellitus medikasie wat ons gee. Dis al vir jou eerste linie gee metformin, om AMPK te aktiveer. So AMPK is 'n, kom ek lees vir julle, ek het dit neergeskryf. Dit is 'n AMP-aktiverende proteïenkinase. Dit is 'n tipe ensiem. So hulle het gevind, as hulle net kan uitvind hoe om hierdie ensiem te aktiveer, kan hulle die diabetes mellitus baie goed behandel. Maar dit is nie so maklik, so as hulle 'n terapie kan ontwikkel wat hierdie ensiem kan aktiveer, dan het hulle half 'n baie groot sleutel tot die behandeling van diabetes. So curcumin is 400 keer meer effektief om daai ensiem te aktiveer, en ja, soos ek sê, AMPK is 'n terapeutiese teiken in diabetes tipe 2, so dis nou veral leefstyl diabetes, sal ek sê. So, dan kan curcumin ook baie van die neeweffekte van diabetes wat hulle gewoonlik kry is of neuropatie of nefropatie of retinopatie, so dit is klomp inflammasies of verswakking sê maar van die oë, van die voete, veral die voete gaan dood, die senuweepunte gaan dood. So curcumin kan die periferale neuropatiese pyn drasties verminder, en dan het hulle gesien in diere beskerm dit teen nefropatie, met ander woorde inflammasie of verswakking, kan ek maar amper sê van die niere, kan curcumin dit in diere voorkom. En dan die apteker in my voel altyd soos, as dit vir 'n muis kon werk, kan dit vir 'n mens werk. So ja, dalk is daar waarde daarin. Hulle sal dit maar op mense moet iets vir ons om te weet. Dan kan dit obesiteit beveg. Dan sal 'n studie in die Biofactors, dit is 'n joernaal, 'n mediese joernaal, het hulle gevind dat curcumin kan dalk die groei van vetselle verminder. Dan het ook anti-inflammatoriese effekte, so die gesondheidsrisiko's, so as jy nou dink iemand wat baie oorgewig is, sy gewrigte kan dalk begin pyn, want dit moet nou hierdie groot gewig dra, of sy voete gaan dood, want die vet druk die senuweepunte dood, of sulke risiko's of effekte van obesiteit of van om oorgewig te wees, kan curcumin baie van daai goeie teenwerk, want meeste van dit gaan tesame met inflammasie, en ons weet mos nou curcumin het baie hoë anti-inflammatoriese dit ondersteun die bestuur van IBD. So IBD is of ulceratiewe colitis of Crohn's, dit is 2 outoimmuunsiektes. So, hulle het 'n mesalazine studie gedoen. So, jou mesalazine is nou tipies jou Mezavant, Asacol, Pentasa, daai tipe medikasies. So, hulle het getoets, 'n curcumin en mesalazine het hulle saamgesit, en dan het hulle mesalazine en 'n placebo. So dit is 'n kombinasieterapie. Hulle het nie net curcumin alleen vir die pasiënte gegee nie. So hulle het gesien die mense wat die mesalazine en die placebo gekry het, was 4 keer meer geneig om 'n ulceratiewe colitis flare-up te kry. Met ander woorde, die darmes begin bloei of die maag begin weer erg werk.
waar die mense wat die curcumin met die mesalazine gekry het, hulle was nie geneig om die hele tyd 'n flare-up te kry nie. So dis hoekom ek sê dit ondersteun die bestuur. Dit half bestuur die siekte. Dit nie noodwendig genees die siekte nie. Maar ja, dis in 'n tydperk van 6 maande wat hulle dit getoets het en dan 'n ander klein studie het hulle gevind 4 uit 5 Crohn's-pasiënte hulle biologiese markers het verbeter in 2 maande wat hulle curcumin gebruik het saam met hulle terapie. So, dis belovende resultate, maar daar is nog navorsing nodig. Maar ek sou sê, it's worth a shot. Ek meen, daar is nie verskriklike neeweffekte nie, so probeer dit. Okay, reguleer cholesterol. 2017 studie het gevind dat curcumin en turmeric, het hulle ook gesê, kan beskerm teen kardiovaskulêre siektes. Dit verlaag jou serum vetvlakke, die hoeveelheid vet wat in jou bloed is. So die studie wat gevind is 'n gevolgtrekking was dat dit baie voordelig sal wees vir iemand wat op reeds soos kroniese cholesterolmedikasie is, om curcumin deel te maak van hierdie regime. Dit gaan net bydra tot die verlaging in cholesterol. So dan is hier 'n studie wat ook wat curcumin met atorvastatin vergelyk het, en atorvastatin is 'n baie algemene cholesterolmedikasie, verskriklike slegte neeweffekte, maar word die hele tyd voorgeskryf. So hulle het gevind dat curcumin het sy resultate of die vermoë van curcumin om oksidatiewe stres en inflammasie in cholesterolpasiënte pasiënte met hoë cholesterol te verlaag, was baie vergelykbaar met atorvastatin. Weereens amper dieselfde werking as geneesmiddels, so dit is regtig my wonderlik. Natuurlike pynstiller, dit is een van sy mees algemeens of bekendste eienskappe. Wondgenesing en brandpyn, baie keer nadat jy 'n operasie gehad het, as daar sny is aan die wond of net die ingewande al verseer, dit kan help vir daai tipe pyn. Inflammatoriese artritis, as jy gewrigte pyn, neuropatiese pyn as gevolg van 'n besering, orofasiale pyn, dit is nou jou kakebene, jou mond, jou gesig wat al pyn, gewrigspyne. So ja, hy is 'n natuurlike pynstiller. Dan kan dit help om te detox, dis een van sy wonderlike voordele. So hy help die lewer, hy vul die lewer aan om die lewer te kry om die gifstowwe van ontslae te raak. Dit kan die gevaarlike effekte van karsinogene teenwerk. Karsinogene is die toksines wat ons inkry daagliks, wat eintlik kankervormend is. So as jy dink, sê maar ons besoedelde lug, daai gasse kan kanker in ons liggame opwerk. Sekere suikers kan die groei van kanker bewerkstellig. So sekere chemikalieë en goed wat ons eet is karsinogene, soos goed wat in olie gebraai is. As jy die hele tyd dit eet, dit verhoog jou kans tot kanker. Dit is eintlik 'n karsinogeen. Die warm olie is eintlik 'n karsinogeen. So dit kan daai effekte teenwerk. En dan, het ek maar net geskryf vir die xenobiotika. Dit is die omgewing en kos toksines. En curcumin kan daai xenobiotika noem hulle, kan dit uit jou stelsel uitkry, wat wonderlik is. Dan verbeter dit die gewrigsgesondheid. 'n studie in the Journal of Medicinal Foods het hulle gevind dat om met turmeric aan te vul, verbeter die simptome van gewrigsartritis. Dit verbeter die simptome, met ander woorde die teerheid, soos as jy vat aan die gewrig en hy seer, mobiliteit om te kan beweeg, en dan ongemak, het curcumin verbeter. En dan het hulle gesê, curcumin kan oefen geïndiseerde gewrigstyfheid en ongemak teenwerk. Met ander woorde, jy het nou hard geoefen en nou is jou gewrigte lekker styf. Curcumin kan moontlik help met daai styfheid. En dan die laaste een is nie so duidelik nagevors nie, maar ons baie belovende resultate. Dit is verbeter spierherstel. So, verskeie studies het bevind curcumin verbeter spierherstel, verlaag spierinflammasie na oefening, verminder oksidatiewe stresmerkers. So dit is alles wat sal bydra tot spiere wat seer is en vol inflammasie is. Veral as dit saam met piperien gebruik word. Ek sal nou praat oor piperien. Potensiële neeweffekte en kontra-indikasies. So ja, ek het gesê, daar is nie baie neeweffekte nie. Julle sal nou mooi verstaan wat bedoel ek daarmee. So eerstens, verhoog het jou bloeiingsrisiko. So as jy reeds baie dun bloed het, of dan is dit nie 'n goeie idee om
aanvullings te vat wat curcumin in het nie. Kan jy turmeric in jou kos gooi? Verseker, dit gaan nie die wêreld se verskil maak nie. Maar spesifiek die aanvullings is dan heel moontlik vir jou 'n bloeiingsrisiko, naarheid of diarree. Dit kan as jy probleme het met jou galblaas, kan dit hiperaktiewe galblaaskontraksies veroorsaak. Hipotensie, met ander woorde verlaging in bloeddruk. So ek wat byvoorbeeld ek sukkel nogals met lae bloeddruk. Oor die algemeen, so vir my byvoorbeeld om aanvullings te neem wat curcumin het, ek gaan net nog slegter en nog papper voel. So dis nie noodwendig 'n goeie idee nie. In swanger vrouens kan dit uterus kontraksies veroorsaak, en dan verhoog dit ook jou menstruele vloei. So, dit is wel by hoë aanvullingsdosisse. Dit is nie by die borrie wat jy in jou curry gooi, of die borrie wat jy elke dag in jou kos eet nie. Dit is nie genoeg om hierdie neeweffekte te veroorsaak nie. So dis hoekom ek sê, daar is nie regtig neeweffekte nie. As jy op warfarin is, of enige bloedverdunningsmedikasie, weer eens is soos met knoffel, vat of die een of die ander, moenie albei saamvat nie. As jy swanger is byvoorbeeld, voor operasies kan jy nie turmeric gebruik nie, want dit gaan jou risiko om te bloei, gaan dit verhoog. En dan as jy enige galblaas siektes het, weer eens hierdie is by hoë dosisse in aanvullings, nie noodwendig die turmeric wat jy in jou kos gebruik nie, dis heel moontlik veilig. Wat 'n aanvullings om te gebruik? Die aanvullingsmark is mos interessant. So, kom ek het sommer 'n paar, ek het gaan kyk, ek het sommer 'n hele paar turmeric soorte gaan Google en dan gaan kyk wat staan op hulle etiket. Want ek wil julle leer om etikette te lees, om te weet waarvoor om uit te kyk en wat is gemors. So, hierdie lyk nou goed, né? Turmeric root extract 500 mg. Maar hier is nou waar ons nou mooi moet kyk. Standardized to contain 45 tot 55% curcuminoids. So, dis bitter min. Dit beteken, kom ons sê, op die meeste is hier dalk 250 tot 260 mg curcumin hier binne-in. En ek gaan nou vir julle wys, hoeveel curcumin moet jy inneem vir gesondheidswaarde. So, kan hierdie spesifieke aanvulling werk, as hy net curcumin in het, as jy net turmeric in het, turmeric met bietjie curcumin, kan dit werk as jy net lus is vir ietsie jy is net lus om bietjie turmeric in te neem, jy wil nie noodwendig hierdie 'n sekere toestand behandel nie? Nee. Hoekom nie? Want hy het nie swart peper in nie. Piperien of swart peper is wat turmeric nodig het of curcumin nodig het om geabsorbeer te word. Okay, so dit maak sy absorpsie baie, baie meer. So hierdie, as jy nou iets kyk soos hierdie enetjie, gaan jy nie noodwendig baie van hierdie goed in jou bloedstroom kry nie. Dit gaan nie goed opgeneem word nie. So jy gaan 'n bietjie van jou geld mors. Hierdie kan ons wel, hier is nou extra gemmer in, wat nou wonderlik is as jy gemmer wil in hê. Maar kom ons kyk bietjie na sy curcumin, sterkte. So hy 2600 mg turmeric root in. Dit klink baie goed, so sy turmeric is 2600. Nou sê hulle, dit is van 'n 50 tot 1 extract, providing 49.4 mg curcuminoids. So, dit is, jy gaan nou moet uitwerk 50 tot 1, jy gaan moet uitwerk hoeveel curcumin is daar in die 2600 mg. Maar ek kan nou vir jou sê, dit is nie noemenswaardig nie. Dis nie genoeg om terapeuties te wees nie. Hy het daarom swart peper in, wat help met die absorpsie. So, daar is hierdie een bietjie beter as die eerste een. Okay, so hierdie een wat ek kon kry, is baie lekker. Hy sê, hy het curcumin 95% turmeric extract in 600 mg. So 95% van hierdie 600 mg is curcuminoids. Dit is die wetenskaplike naam vir curcumin, of dit beteken net dis die samestelling van curcumin. So as jy mooi gaan uitwerk, hoeveel is 95% van 600? Dis amper 560 daar rond. Plus dalk milligram curcumin wat hierin is. Okay, so dit is goed. Dit is 'n lekker potent dosis curcumin. En dan het hy nou die piperien in die swart peper
5 milligram. So sy absorpsie gaan baie goed wees. So dis 2 goed waarvoor ons moet kyk as ons soek vir aanvullings, daar met 'n hoë dosis curcumin in wees, as jy die gesondheidsvoordele van curcumin wil hê. Nie net turmeric nie. Okay, so hierso is hoekom ek sê julle, jy soek goed wat 500 plus milligram curcumin in het. So byvoorbeeld, hier is dosisse vir allergiese rinitis. 500 milligram curcumin daily for 2 months. Nee, so eintlik sal net die laaste een sal voldoende wees, het genoeg curcumin in en uit die swartpeper in. Dan sê een vir depressie is 500 milligram curcumin taken twice daily. So jy moet 2 keer 'n dag van hierdie aanvulling vat wat genoegsame curcumin in het. Hoë cholesterol is 1.4 gram turmeric extract in divided doses daily for 3 months. So jy gaan nou 1.4 moet opdeel, so dit is, kom ons sê, dit is basies 500 milligram wat jy 3 keer 'n dag, kom ons maar sê, hulle sê in 2 divided doses is, so dis 700 milligram amper wat jy 2 keer 'n dag moet drink. So dis hoekom jy nie ietsie, soos, jy kan nie verwag om jou depressie te behandel as jy 'n turmeric aanvulling gebruik wat 50 milligram curcumin in het nie. Dit gaan niks doen nie. Dit gaan nie iets noemenswaardig doen nie. So hierdie goetertjies is baie belangrik. Anders gaan ons nie die resultate kry wat ons wil hê nie. 'n ander belangrike punt, so behalwe dan moet swartpeper of piperien in wees, ten minste 500 milligram en meer. So min as moontlik fillers, dis maar net oor die algemeen, moet daar so min as moontlik extras in die produkte wees. En dan word dit ook baie goed opgeneem saam met 'n vetterige ete. So as jy byvoorbeeld 'n avou eet, dan is dit 'n goeie tyd om jou turmeric te vat, of as jy olyfolie oor jou slaai gooi, of coconutolie of iets soos dit gebruik, dan is dit 'n goeie tyd om jou aanvulling te neem, dan word hy die beste opgeneem, want turmeric is vetoplosbaar. So ja, dis maar klein goedjies, dis klein tips om seker te maak jy kry die beste uit jou aanvulling uit. Julle, dit was nou dit vir turmeric vir vanaand. Ek hoop julle het dit geniet, en ek hoop julle het so baie respek vir turmeric gekry soos ek. Ek het net besef, die feit dat navorsing bewys dat hierdie is vergelykbaar met medikasie, dan voel dit net vir my, dit is die moeite werd om dit te probeer. Ons moet net die regte aanvulling koop, nee? Ons moet nie dink, die bietjie borrie wat jy sprinkel oor jou curry, gaan noodwendig jou artritis wegvat nie. So waarmee kan ek help? 1-tot-1 konsultasies, leefstylanalises en aanbevelings, holistiese benadering tot kroniese kondisies en medikasie, en ondersteunings in jou genesingspad. Ondersteuning, daar is die skakel vir my groep as jy nog nie op hom is nie. Ek dink julle almal is wel. Ja, dankie julle dat julle geluister het. Ek hoop dit was vir julle insiggewend. En ek weet nie wat ons volgende gaan doen nie. Ek moet nog 'n bietjie kyk wat is op die lysie. Maar ja, ek hoop julle almal het 'n geseënde week verder.